In hierdie eksperiment word 15 gram van 'n onsuiwer monster van kalsiumkarbonaat met 'n oormaat soutsuur met 'n konsentrasie van 1 mol per kubieke desimeter gebruik om die tempo van die reaksie te ondersoek. Dan gee hulle vir ons die volume koolstofdioksied gas op die y-as gemeet in kubieke sentimeter en dit word voorgestel as 'n funksie van tyd in sekondes. Definieer reaksietempo. Reaksietempo word gereeld gevra as 'n definisie. Reaksietempo kan gedefinieer word as die verandering in die konsentrasie van produkte of reaktanse per eenheid tyd. Gee 'n rede waarom die gradiënt van die grafiek tussen T2 en T3 afneem. Daar kan jy duidelik sien, die grafiek se helling neem af en die rede daarvoor is dat die reaksietempo afneem. Nou fokus ons op die tydsinterval T1 tot T2. En hulle sê vir ons daai verandering wat plaasvind is as gevolg van een of ander temperatuurverandering. Nou kyk mooi, die helling neem skerp toe. Dit beteken daar is 'n radikale toename in die reaksietempo. Nou wanneer neem my reaksietempo toe as dit kom by temperatuur? Met 'n toename in temperatuur. As die temperatuur toeneem, het sy of dit endo of eksotermies is, gaan daar 'n toename wees in die reaksietempo. Maar ons weet, hierdie temperatuurverandering is as gevolg van die reaksie. So as die temperatuur toegeneem het as gevolg van die reaksie, is die reaksie dan endotermies of eksotermies? Die antwoord natuurlik eksotermies. Ons moet nou ons antwoord verduidelik. Eerstens het ons gesien die gradiënt het toegeneem. En die gradiënt wat toegeneem het, sê vir ons daar was 'n toename in die reaksietempo. En as dit met temperatuur verband hou, weet ons dat die temperatuur moes toeneem. En dit beteken dis 'n eksotermiese reaksie gewees, want waar kom hy temperatuur vandaan? Van die reaksie, van watter reaksie? Die reaksie wat energie vrystel, met ander woorde, vanaf die eksotermiese reaksie. Die persentasie suiwerheid van die monster is 82,5%. Ons aanvaar dat die gas by 25 grade Celsius versamel is en nou moet ons die waarde van X op die grafiek bereken. Ons kan die molêre gasvolume as 24.000 kubieke sentimeter neem. Ons wil dus die maksimum hoeveelheid koolstofdioksied geproduseer bereken. Ons begin deur die massa kalsiumkarbonaat te bereken en ons weet ons het begin met 15 gram wat onsuiwer was. 82,5% daarvan is kalsiumkarbonaat, so 82,5% 0,825 en dit gee vir ons 12,375 gram. Nou as ek die aantal mol dan bereken, is dit daardie massa, daai 12,375 gram, wat ek deel deur die relatiewe formule eenheid massa van kalsiumkarbonaat. Die massa is 12,375 gedeel deur die ioniese binding kalsiumkarbonaat is kalsium 40, koolstof 12 en dan 3 suurstowwe, 3 maal 16 is 48 gedeel deur 100. Soos ek vroeër gesê het, jy kan maar daai getal onthou want dit word baie gevra. Dit is 100 gram per mol en dit gee vir jou 0,12375 mol. En as ons dan kyk na ons gebalanseerde vergelyking, dan sien ons vir elke mol
kalsiumkarbonaat wat reageer het, is daar dieselfde hoeveelheid mol koolstofdioksied wat vorm, want hulle is in die verhouding 1:1, met ander woorde, daar vorm 0,12375 mol koolstofdioksied. En nou weet ons, die aantal mol is die volume gedeel deur die molêre volume. Ons is op soek na die volume, en dit gaan wees die aantal mol wat ons sopas bereken het, maal met die molêre volume wat hulle vir ons voorsien het, en dit is 0,12375 maal met 24.000 kubieke sentimeter per mol. Onthou net jou eenhede, en dit gee vir ons 'n volume van 2976 kubieke sentimeter. Nou gebruik jy suiwer kalsiumkarbonaat en nie 'n onsuiwer monster nie. Hoe gaan dit die reaksietempo invloed? Wel, 'n suiwerder kalsiumkarbonaat gaan op die einde van die dag die reaksietempo laat toeneem. Nou moet ons die botsingsteorie gebruik om ons vorige antwoord te verduidelik. Suiwer kalsiumkarbonaat het 'n groter effektiewe reaksieoppervlak wat die kans op meer effektiewe botsings per tydseenheid verhoog. Aangesien daar geen onsuiverhede is wat die reaksie kan vertraag nie, sal die reaksietempo met ander woorde toeneem in vergelyking met 'n onsuiwer monster van kalsiumkarbonaat.